Hartlike goeiemôre dan ook aan almal wat nou elektronies by ons erediens aangesluit het. Mag ons vanoggend ook saam die seën van die Here ervaar en geniet. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor U genade troon, kom kniel ons vanoggend om onsself aan U voete te kom neerlê. Omdat ons wil bely dat U die almagtige God is, wat die skepper is van die hemel en die aarde. Ons aanbid U omdat U mens geword het in Jesus Christus. Omdat U ons oneindig baie lief het. Het U vir ons die prys betaal aan die kruis, sodat ons vir altyd en ewig kan lewe. As onskuldige mens het U daar aan die kruis gesterf, en al ons sondes op U geneem, en ons rein en onberispelik en vlekkeloos voor U te kan laat staan. Ons loof U omdat Christus uit die dood opgewek is, en ons dit verlede Sondag weer saam kon vier. Ons loof U ook vir die Heilige Gees wat uitgestort is om in ons te woon, om aan ons die gawe van wedergeboorte te skenk, om ons toe te rus met al die gawes wat nodig is, sodat ons U gemeente kan dien, en U as liggaam van Christus kan eer en verheerlik, en mekaar saam kan opbou in ons geloof. Ons dank U dat ons kan deel wees van die gemeenskap van die heiliges. En ons kom bid vir hierdie kerkraadslede en junior kerkraadslede wat vandag hier bevestig is. En vir die groot taak wat vir hulle voorlê, waarvoor hulle kan sien met die krag wat U gee. Ons bid dat U die werk van hulle hande sal seën, en dat dit vrugte sal dra, waardeur U geëer en verheerlik mag word. Praat met ons vandag weer deur die woord en deur die Gees. Gee dat ons sal luister, sal verstaan en gehoorsaam sal wees tot U eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het Luigi saam met my gekom. Hy is mos daai Italiaanse taxi bestuurder uit New York uit. Altyd vol dinge. Goeiemôre Luigi, hoe gaan dit? Buongiorno, buongiorno. Mia, it goes very good of Mia. I see all the beautiful ladies. And when I see the beautiful ladies, my heart goes boom, diddy, boom, diddy, boom, diddy, boom. Ja, Luigi, ons weet jy het 'n oog vir skoonheid. Si, signor, I kiss the hand of the beautiful ladies. And I serenade the beautiful ladies. It was a night, was such a night. What a night it was such a night. Luigi, ons is nou in die kerk. Ons sing nou nie in die kerk sulke liedjies nie. Oh, why not? Want in die kerk is ons hier om God te eer en te dien en te verheerlik. En dis nie 'n konsert of 'n sirkus hierdie nie. Dit gaan hier oor eerbied vir die Here. Oh, I see what a mistake to make. Ja, nee, dit is nie hoe dit werk nie. But can I sing the praise and worship for the ladies? Nee, Luigi, mens sing ook nie lofliedere vir die ladies nie. Mens sing dit tot eer van die Here.
En dis belangrik dat jy dit ook moet mooi verstaan. So, kom sit hier agter, ons gaan vandag 'n bietjie daaroor praat, en dan kan jy luister en hopelik gaan jy iets daar uitleer. Daar's hy. Ja, geliefdes, ons is besig met ons tema oor eerbied vir die Here, en ons gaan vandag saam lees uit Psalm 47. Jy sal onthou dat ons so 2 weke gelede Psalm 5 gelees het, en toe dan met Christus se kruisiging wat ons herdenk het op Goeie Vrydag, Psalm 22, en dan gaan ons nou vanoggend Psalm 47 lees. En die opskrif hier is: God is bo almal verhewe. Vir die koorleier van die Koragiete 'n psalm. Al julle volke, klap julle hande, juig tot eer van God met 'n jubelende stem, want aan die Here, die Allerhoogste, kom eerbied toe. Hy is die groot koning oor die hele aarde. Hy het volke aan ons onderwerp en nasies aan ons onderhorig gemaak. Hy het ons besitting vir ons uitgekies, die pragtige land van Jakob, wat hy lief het. God gaan op na sy tempel toe onder gejubel. Die Here gaan op terwyl die ramshorings blaas. Prys God. Prys hom met psalms. Prys ons koning. Prys hom met psalms. God is koning oor die hele aarde. Sing vir hom 'n lied. God is koning oor die nasies. God is op sy heilige troon. Die leiers uit elke volk sal hulle verenig met die volk van die God van Abraham. Die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hy is bo almal verhewe. Tot sover dan ons skriflesing vanoggend. Hierdie psalm sou ons ook kon beskryf as 'n troonbestygings- of 'n koninkrykspsalm. Want dit gaan in hierdie psalm oor God wat koning is. Koning oor die groot heelal. Onthou, ons het al daaroor gepraat dat om eerbied vir die Here te hê, dit belangrik is dat 'n mens moet besef wie God is en wat hy doen. En dis wat hierdie psalm wil beklemtoon. God is koning. Nou wanneer ons hier op aarde 'n aardse koning het, en 'n mens naby aan 'n aardse koning kom, dan bewys jy eerbied aan daardie koning. Jy besef dat dit iemand is wat 'n gesagsposisie beklee. Iemand wat waardigheid het. 'n belangrike persoon. En daarom buig 'n mens wanneer jy 'n koning sien uit eerbied en ontzag vir die koning. 'n Mens sal nie sommer op 'n koning gaan gil en skreeu nie. 'n Mens sal nie sommer 'n koning vloek en skel nie, want daardie koning het die mag om jou te laat vervolg. En jy moet onthou, in die ouer dae, in die geskiedenis, het die koning selfs die mag gehad om mense te laat onthoof of dood te maak. Soos wat koning Herodes gedoen het met die baba seentjies toe Jesus gebore is. En lank voor hom koning Farao in Egipte ook gedoen het. En onthou jy ook vir Herodes wat vir Johannes die Doper laat onthoof het, net omdat Johannes die Doper met hom en sy vrou geraas het oor die egbreek wat hulle gepleeg het, die oorspel wat hulle bedryf het. Konings het gesag oor lewe en dood. En daarom het mense eerbied en ontzag vir konings. Hierdie psalm is geskryf deur die Koragiete en dit word gerig aan die koorleier. Nou die Koragiete was mense gewees wat in die tempel gewerk het. Hulle was uit die stam en die nageslag van Levi en daarom noem ons hulle Leviete.
Jy sal onthou dat ons in die Bybel al baie gelees het van priesters en leviete wat in die tempel gewerk het. Die priesters se werk was hoofsaaklik om offers te bring, om te bid vir die volk, vir hulle in te tree, en as jy 'n behoefte het om met iemand te gaan praat oor 'n probleem of 'n krisis wat jy ervaar, dan het jy na die priester toe gegaan en hy het na jou geluister en hy het jou gehelp, amper soos wat sielkundiges en predikante en geestelike beraders vandag ook doen. Die leviete weer was verantwoordelik vir die eredienste en vir die, ons noem dit die liturgie, dis die volgorde waarin die goed in die eredienste verloop. Hulle was verantwoordelik vir die musiek by die tempel. En daarom het hulle dan kore gevorm, waar hulle dan by mekaar gekom het en dan in stemme saam gesing het om die Here te loof en te prys. En daardie leviete wat spesiaal deel van hierdie kore was die koragiete genoem. En hulle het 'n koorleier gehad wat hulle afgerig het, wat voorgestaan en vir hulle gewys het wie moet wanneer wat sing. Ons noem dit vandag 'n dirigent, en daardie koorleier is dan die een aan wie hierdie psalm opgedra word. Die koorleier moet dan die mense leer, die koragiete leer, om dan hierdie koor te kan sing tydens hulle geleenthede. Dis 'n vrolike psalm. Dis nie 'n klaagpsalm waarin daar gekla word en waarin daar gemoun en gegroun word en waarin mense hartseer is. Dis ook nie 'n psalm waarin al die vyande besweer word en daar gepraat word oor al die vyande wat 'n mens wil aanval. Daaroor het Dawid 'n paar psalms geskryf. Nee, hierdie is 'n vrolike psalm. Dis 'n psalm wat opgeruimd gesing word, jubelend gesing word, juigend gesing word. Want dis 'n lofpsalm. Daar word by hoeveel keer in hierdie psalm gesê dat die Here geprys moet word, dat hy geloof moet word. En alhoewel die volk Israel hoofsaaklik in die kollig val as die volk van God, het hierdie psalm ook 'n internasionale reikwyte. Dit kyk ook verder as net die volk Israel. Daar word gepraat ook van alle volke wat die Here moet toejuig. En alle heersers, alle regeerders wat die Here moet loof en prys. Nou, toe ek 'n kind was ek in 'n gemeente daar in die Wesrand. Die gemeente se naam was Kriel Gemeente in Mariesburg. En die predikant wat ons gehad het was 'n dokter Smal, en hy het sy doktersgraad juis gedoen oor hierdie internasionale reikwyte in die psalms. Dit was vir hom kosbaar gewees. Ja, alle volke word opgeroep om vir God jubelend hande te klap. Nou baie keer dan dink mense, as hulle nou daardie lied sing, al julle volke klap julle hande, en ons lees hierdie psalm, al julle volke klap julle hande, dan dink my mense, dis wat dit beteken. Dis so 'n ritmiese klap van hande op die maat van musiek. Maar eintlik was dit applaus. Dis om vir die Here applaus te gee, omdat hy die koning is. Soos dit 'n mens aan die einde ook van 'n konsert doen. En as dit nou 'n baie goeie konsert is, dan gee mense staande applaus. En dan sal mense uitroep die Latynse woord encore, encore, want hulle wil hê daar moet weer nog 'n lied gesing word. Kyk maar na die konserte van André Rieu, hoe dat hy aan die einde altyd nog 'n ekstra lied het. Hy sê nie, as nou klaar, hulle gaan nou loop, en dan skree die mense encore, en dan speel hy nog so laaste lied, want hy weet, hulle gaan vir hom vra daarvoor. Hier word applaus vir die Here gegee, staande applaus vir hom gegee, want hy is die groot koning. En dis dan nou ook waarom die vraag wat ons moet vra, waarom verdien God die mense se applaus? Hoekom moet die Here deur ons jubelend geloof en geprys word? Hoekom moet ons vir hom hande klap en vir ons eer betoon as God? Die Psalm sê, want die Here, die Allerhoogste, is die een aan wie eerbied toekom. Hy is die Here.
Die Here beteken hy is die eienaar, hy is die besitter, hy is die baas, hy is die heerser. Dis 'n oppergesag titel wat vir God gegee word. Hy is die allerhoogste, want daar's niemand hoër en belangriker as hy nie. Die konings van die aarde het altyd gedink, hulle is belangrike bevelvoerders, omdat hulle so baie mense onder hulle het, en hulle het oorlog gemaak teen ander konings. Maar daar word van God gesê, dat hy die koning van die konings is. Hy is die allerhoogste gesag, hy is die hoogste gesag van enige iemand wat 'n mens aan kan dink. En daarom moet hy die meeste eerbied kry van almal wat so 'n gesagsposisie beklee. Hy is die groot koning oor die hele aarde, word daar gesê. Die aardse konings het 'n koninkryk wat beperk is tot die land waarin hulle woon. En dikwels het hulle probeer om hulle koninkryke uit te brei, deur ander koninkryke te verower en 'n groter koninkryk te kry. Maar nie een van hulle is koning oor die hele aarde nie. Is koning oor al die koninkryke en al die nasies en almal wat bestaan nie. Net God alleen is hierdie groot koning en daarom verdien hy die volk se applous. Hy het selfs vir volke aan Israel onderwerp, toe hy hulle die beloofde land gegee het. Het hy hulle gehelp om ander nasies te kon oorwin. Hy het daar die beloofde land vir hulle gegee, soos wat hy beloof het hy gaan doen. Hy het al reeds vir Abraham, wat beskou word as die vader van alle gelowiges, en ook as die vader van die volk Israel, het hy die beloofde land gewys. En hy het vir hom gesê, ek gaan hierdie land vir jou gee. En so het sy kleinseun Josef in Egipte later beland, en uit Egipte uit onder leiding van Moses het God hulle gelei na hierdie beloofde land toe. Die psalmdigter sê, God gaan na sy tempel toe. Hy is op pad om op sy troon te klim, en daarom noem ons dit 'n troonbestygingspsalm. En hulle doen dit met die geblaas van ramshorings, waar hulle lofpsalm sing en ramshorings blaas om God te prys. Nou baie keer as 'n mens 'n prentjie van 'n ramshoring sien, selfs dalk in kinderbybels, dan sien jy hierdie kudu-ram se horing. Maar daar was nie regtig kudus daar in Israel dat hulle nou kudu-ram horing sal hê nie. Dit was maar skaapramme of bokramme, daai boerbokke se horings wat hulle gebruik het. So dit was maar klein horingkies, nie sulke lang, groot gedraaide horings nie, of sulke skerp horings soos 'n eland of 'n gemsbok se horings. Die Psalm sê al die heersers van die aarde is onderworpe aan God. Hulle moet sy bevele gehoorsaam, hulle moet sy gesag aanvaar en aan hom gehoorsaam wees. En hy is bo almal verhewe. Daar's niemand wat meer gesag het as hy nie. Daarom verdien hy ons applous en daarom kom al die eerbied aan hom toe. Nou het julle gewonder, maar hoe klink dit as iemand 'n ramshoring blaas? Ek glo julle het so gewonder, die maatjies, die kinders het dalk gewonder. Nou gaan ek vir julle wys, hoe klink dit as 'n mens verskillende horings blaas, en dan die laaste een wat hy gaan blaas, is 'n ramshoring. Hy praat dalk 'n bietjie sag, maar die horings gaan julle definitief kan hoor. En dis nou beeste se horings. Hoor julle as die horing groter en kleiner is, dan maak dit 'n ander geluid, né? En hierdie horing blaas hulle van die kant af en nie van die skerpunt gedeelte af nie.
gewig te verander deur sy hand in die horing te plaas. En dis nou 'n ramse horing, dis die een wat hulle gewoonlik daar in Israel gebruik het. Hy is heel wat kleiner en daarom het hy 'n hoër toon. So nou weet julle ook hoe klink die ramshorings. Nou kan julle dink, as daar so 'n klomp ouens is wat op hierdie ramshorings blaas, en hulle sing hierdie lofliedere, en hulle juig die Here toe, en hulle gee vir hom applaus, dat dit nogal 'n groot geluid is tot eer van die Here. Nou wat is die boodskap vir ons uit Psalm 47 uit? As God werklik koning van 'n mens se lewe is, en jy besef dat hy die Here, die Almagtige, die Allerhoogste is, dan vul dit jou met eerbied. Dit is so belangrik om te verstaan wat dit beteken dat God koning van 'n mens se lewe is en wil wees. As ek deel is van God se koninkryk, en ek kan net deel word van sy koninkryk deur wedergeboorte, het Jesus van Nikodemus in Johannes 3 gesê. En ek moet in Jesus Christus glo en hom aanneem as my verlosser, dan is ek deel van God se koninkryk. Dan is God koning van my lewe. En dit beteken dat ek dan myself aan sy gesag onderwerp. En dis waarom Jesus ons dan ook geleer het in die Onse Vader gebed, dat ons moet bid, laat u koninkryk kom. Want dit beteken dat daar meer mense is wat God as koning ken en dien en aanbid. En daarmee saam het hy ons geleer om te bid, laat u wil geskied hier op die aarde, soos in die hemel. Want wanneer God koning van jou lewe is, dan gehoorsaam jy ook sy wil en sy opdragte. Jy voer sy bevele uit, want hy is die koning en jy is sy onderdaan. En as jy by die koning kom, dan toon jy eerbied aan hom. Jy buig laag voor hom, jy kniel voor hom, want hy is die koning van die groot heelal. Ons moet ook die Here jubelend en juigend loof en prys. En dis waarom dit so lekker is om kerk toe te kom. Om saam met medegelowiges lofliedere tot eer van die Here te kan sing. Ja, ek weet, daar's baie mense wat in hulle motors ry en dan luister hulle na geestelike musiek en dan sing hulle ook lofliedere. En daar's ander mense wat weer soos ek lief is daarvoor om in die stort te sing. En dan sing hulle ook daar lofliedere. Maar niks is beter en lekkerder as om in die gemeenskap van die gelowiges, saam met God se kinders, wat deel is van sy koninkryk, vir hom te eer en te loof en te prys op 'n jubelende en in 'n juigende wyse. Maar ons moet ook verstaan dat nie alle vorms van, nou sit ek dit in aanhalingstekens, praise and worship, soos wat dit baie keer genoem word, altyd tot eer van die Here is. Kyk maar vir Luigi, wat gedink het dat hy lofliedere kan sing ter ere van vrouens. Mens kan nie ter ere van 'n mens 'n loflied sing nie, want die lofliedere moet tot eer van die Here wees. Lofprysing en aanbidding is nie tot eer van die Here wanneer mense fokus op dit wat vir hulle lekker is, waarvan hulle hou en wat hulle goed laat voel. Lofliedere is wel tot eer van die Here wanneer dit nie oor ons gaan nie, maar oor hom. En dis die groot verskil. Baie mense met hulle praise and worship en hulle lofliedere en hulle aanbiddingsliedere is so gefokus op hulle eie ervarings en hulle eie emosies, hoe dit die ritme hulle meesleur, hoe hulle opgesweep, emosioneel opgewek word deur woorde wat herhalend oor en oor gesing word, deur vinniger en stadiger te sing, deur harder en sagter te sing, allerlei maniere te gebruik om emosie wakker te maak. Ek dink nie dit is tot eer van die Here wanneer 'n mens allerlei tegnieke en tierlantynkies moet gebruik om 'n ervaring en 'n emosie te beleef. Ek dink die woorde van die musiek wat ons in die kerk sing, en onthou dit gaan oor
heilige musiek, omdat God heilig is, en heilig beteken anders, afgesonder vir die Here, toegewy aan hom, rein, sonder sonde. Dit wat ons in die kerk sing, se woorde is ontsettend belangrik. Nou, 'n mens is eintlik wonderlik gemaak. Ons kan outomaties 'n klomp goed gelyk doen. Ons kan 'n liedjie sing, maar ons gedagtes is ons met ander goed besig. En as 'n mens dit doen, dan is jy nie tot eer van die Here besig om te sing nie. Dan fokus en konsentreer jy nie op God nie. Dan dink jy aan al die ander dinge, wat gewoonlik jou dinge is. En as 'n mens regtig tot eer van die Here sing, en jy die woorde wat jy sing uit jou hart uit bedoel, dan gaan daar ook emosies by jou wakker gemaak word. Dit gaan ook met emosies gepaard gaan. Maar die emosies is nie die fokuspunt nie. God is die fokuspunt. Die musiekinstrumente moet ook nie die fokuspunt wees nie. God moet die fokuspunt wees. Ons lofprysing en aanbidding moet daar wees om God te eer en te verheerlik met eerbied, ontzag en respek. En daarom klink kerkmusiek anders as wêreldse musiek. En is die woorde belangriker as die begeleiding, as die melodie, as die ritme. En dit gaan oor die inhoud van daardie woorde, wat tot eer van die Here moet wees. Dink kerkraadslede, junior kerkraadslede, maar ook gemeentelede, met ander woorde, almal van ons, moet onsself onderwerp aan die koning van die heelal se opperheerskappy. En ons moet hom dien op 'n eerbiedige wyse. Ons moet aan hom gehoorsaam wees op 'n opregte en eerlike wyse. En ons moet dit doen met volle oorgawe en met volle toewyding. Geliefdes, wat beteken dit vir jou dat God koning van die heelal is? Wat beteken dit vir jou dat God jou koning is? En omdat hy jou koning is, hoe bewys jy eerbied aan hom? Hoe is jy jubelend en juigend besig om hom te loof en te prys, om vir hom applaus te gee? Omdat hy op sy troon ewig regeer. In die begin van die erediens het ek Psalm 127 aangehaal, wat sê as die Here die huis nie bou nie, dan soeg diewe daarin bou te vergees. As jy jou lewe leef sonder God, asof hy nie daar is nie, dan kan jy nie sê hy is die koning van jou lewe nie. Want as hy die koning van jou lewe is, dan ken jy hom in alles wat jy doen. Dan raadpleeg jy hom in elke besluit wat jy neem. En dan gehoorsaam jy sy wil, soos wat sy wil ook in die hemel gehoorsaam word. En jy doen dit met eerbied en ontzag, omdat jy weet dat hy die allerhoogste God is, die koning van die groot heelal. Mag dit ons lewe bepaal. Mag God die hooffokuspunt wees, die spul waarom alles in ons lewe draai. En mag ons ons onderwerp aan hom in gehoorsaamheid aan hom. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, dankie dat ons ook hier in die kerk kan saamkom om te jubel en te juig, om U te loof en te prys, om U lof te besing, omdat U die allerhoogste God en koning is. Here, ons wil onsself ook aan U gesag onderwerp.
Ons moet kom bely dat ons partykeer ons eie koppe volg en dat ons dinge doen wat net vir ons lekker is en waarvan ons hou. En ons moet kom bely, Here, dat ons met ons sondige natuur geneig is om opstandig te wees, eerder ons eie rigting in te slaan. Daarom vra ons Vader, vergewe ons oortredinge, ons opstandigheid en ons ongehoorsaamheid. Vergewe ons vir al die kere wat ons lofliedere gesing het, maar dit nie regtig uit ons hart uit bedoel het nie. Waar ons aan ander goed gestaan of sit en dink het. Here, leer ons om U werklik te loof en prys na waarde. Ons weet dat ons swakke dank en smeekgebede maar nietige pogings is. Dat dit nie naasten by U grootheid en heerlikheid kan beskryf nie. Maar Here, gee dat daardie pogings van ons nietemin opregte pogings sal wees. Ons allerbeste poging sal wees. Wat uit ons hele hart uitkom. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. En ons dankie vir gebedsverhoring. Amen. Geliefdes, vanoggend het ons weer ons sagte dankofferprojek. Die dankoffers kan jy in 'n koevertjie plaas en dit dan wanneer jy by die deure uitgaan of by die diakens gee of in die skatkis gooi. En die van u wat elektronies hierna kyk en luister, u is ook welkom om u dankoffers elektronies oor te betaal. Baie dankie daarvoor, ons waardeer dit opreg en dit gaan ook vir die uitbreiding van God se koninkryk.